die geskiedkundige gebeurtenisse in hierdie by. Ons staan reg voor South End Museum wat bewyse het dat Chief David Stuurman het geoperate wat hulle genoem het daai jare Algoa Bay. So ons Chief David Stuurman is 'n prominente leier in die Oos-Kaap en in wat ons noem nou heidaglik Port Elizabeth. Ons vra, onthou wanneer ek sê ons vra, praat ek van al die leierskap in Port Elizabeth wat descendants is van die Khoi en die San. Ons vra vir government, julle soek 'n naam, hier is die naam. Die naam is Chief David Stuurman International Airport. Ons het lankal 4 jaar terug het ons vir government gevra, kan hulle nie asseblief die naam change van Port Elizabeth International Airport na Chief David Stuurman Airport toe nie. Dit is al 4 jaar terug. Gelukkig val dit nou so dat government self gaan 4 airports vernoem. Die een dink ek is die Kaapstad International Airport, die tweede ene is Port Elizabeth International Airport, die derde ene is East London Airport en die vierde ene dink ek is die Kimberley Airport. So government wil in elk geval die name changing doen. Nou ons moet verstaan, with every regime change, names changes. Ons as descendants of the Khoi and the San het 'n groot leier wat in PE geoperate het. Hy was in oorlog betrokke, geveg vir die regte van ons mense. En die Chief David Stuurman was Australië toe gelok deur die government van die tyd van Suid-Afrika. En hy is vermoor en volgens die berigte wat ons gekry het, is hy het 'n natural cause gesterwe, maar ons weet nie want ons was nie daar nie. Ons het afspraak gister gereël met die management van die Port Elizabeth International Airport, met EXA. Hulle het agree, ons kan vandag die name change oorhandig, 10 o'clock. So we will hand over the memorandum to the management of the Port Elizabeth International Airport, and we already sent emails to the Minister, Ntetwa, to inform him that we as the descendants of the Khoi and the San, in the Port Elizabeth, in the metro of the Nelson Mandela, we want to change the name to the Chief David Stuurman.